In en om tuinroete word met trots geborg deur Dynamis Properties. Break it down. Ons is by Pinnacle Point in Mossel Bay vandag en hier agter my is 'n pragtige mosaïektonnel wat sommige van julle seker al van gehoor het. Wel, dit is my eerste keer. Saam met my is Amos en Amos gaan bietjie meer vir ons vertel van waar kom hierdie pragtige tonnel vandaan. Amos, baie welkom by ons. Baie dankie. Vertel ons net vlugtig, hoe het jy betrokke geraak hier? Wel, dit was 'n koue winterdag gewees in 2022. Ons het hier bo gesit, 3 van ons, my vrou Annemie, Chrissy Olivier en ek. En dit was 'n heerlike bottel kleine Zalse se Chenin Blanc, yskoud, baie lekker geweest. En ek dink dit was by die tweede bottel wat ons besluit het, hier moet iets gebeur by hierdie tonnel. Nou Chrissy is 'n befaamde kunstenaar en ek hou so 'n bietjie van geskiedenis. En met hierdie mix van goeters het hierdie tonnel nou so stadig aan sy vorm aangeneem. Die een kant van die tonnel het ons besluit, begin ons op die strand en dan loop ons af na die diepte van die see toe. Aan die ander kant van die tonnel begin ons by die moderne Suid-Afrika en ons gaan terug met 'n tydlyn van geskiedenis wat hier by Mossel Bay van belang is. Maar kom gesels eers bietjie met my oor Frikkie. Wat is die storie agter meneer Frikkie? Frikkie is een van Chrissy se skepings en dit was 'n klomp oorgeblyfde stukkies van mosaïekteeltjies. Sy het die ding by die huis gemaak en Nina aangebring en ons het gedink maar hierdie klip is net die regte plek daarvoor. So Frikkie is 'n fertile reptilian indigenous aquatic kangaroo. En wat dit beteken is dat hy het 'n buidel gehad, hy het 'n pouch gehad. Hy is die konneksie tussen koudbloediges en warmbloediges. Reptilietjie met 'n pouch. En dis 'n grappie gewees. Nou maar dis 'n baie interessante storie van ou Frikkie. Maar kom ons gaan kyk na die res, maar onthou net asseblief mense, ons is in 'n tonnel hierin. Die klank is nie op sy beste nie en die ligte flikker so bietjie. Amos, maar dit lyk vir my asof julle is nou besig met die dak en ek sien hier's nog nie ingevul nie. Hoe ver gaan julle gaan? Al die pad in die ronde of? Al die pad in die ronde. Die mure is nou klaar, die dak is so 80% klaar en daarna gaan ons begin met die vloer. En hoe beoog julle om, jy het nou gesê die regterkant het een of ander geskiedenis en die linkerkant en dan wat gebeur op die vloer? Die Hoe vloer bring julle dit gaan bymekaar? ons praat nog 'n bietjie daaroor, maar dit gaan 'n abstrakte patroon wees wat waarskynlik golwe en maar dit gaan nie koshuisvloer teels wees nie. Dit gaan mosaïek. Julle gaan by mosaïek bly. Yes. Julle gaan by mosaïek bly. Korrek. Die geskiedenis is die geskiedenis van Mossel Bay. Dis die belangrike ding. Dis nie die land se geskiedenis maar Mossel Bay. En die doel van die geskiedenis is ook om as 'n opvoedkundige instrument te dien. Hierdie deel van die tonnel is om te sê dat Mossel Bay behoort aan Suid-Afrika. Yesterday, maar Amos, wat ek nou agterkom hier is dat elke paneel het 'n ongelooflike klomp gedagtegange agter dit, né? Hier is ons nou by Suid-Afrika. As jy vir my net so vlugtig kan sê wat het julle hier agter besluit en wat wag nog vir ons aan die geskiedenskant? Wel, Suid-Afrika is sonder politiek aangebied. Hierso het jy jou streke, jou klimaatstreke met die wildtuin daarbo, Slowie, onder het jy vir Ado, hier by die Kaap het jy 'n lekker bottel wyn en 'n tronk in die see, dan het jy ook nog jou Sutherland wat besig is om sy ding te doen en dan die Weskus en die Kalahari. In Lesotho het jy 'n bietjie sneeu op die berge wat vir ons die Oranje rivier gee en dan die 2 groot damme, daarso het jy vir Ek moet sê, ekskuus my vir die sneeu, hoor. It's so cute. Dan het jy dan kom ons by die Mossel Bay deel uit met sy 3 seile wat die munisipaliteit se embleem is. Die lugtoring wat in 1864 geopen is, Louis Oosthuizen met sy 57 met die klubhuis in die agtergrond. Hulle het sulke oulike humor Hierso hier het jy ingewerk. vir die pavilion by Santos wat in 1916 gebou is. Ek wil vra oor hierdie die naamkaartjies. Mense loop deur en sê hulle wat kan hulle doen om by te dra. Ja.
En dis waar ons die geld kry vir die teels. So dis mense dan wat oorlede is en dan kom doen Nie hulle- noodwendig Maar nie, ek daar sien is nou van hierdie hulle- in memory of. Daar is Ek 'n dink klompie dis- in memories af, Ja, maar ek daar's 'n dink klompie dis- ook wat dis sommer nogal maar net baie special, nee. sponsored by, Daar's hy, so hulle kry geldjies en dan kry hulle nou 'n plak. dan kry hulle plak in. Dis so Dan daar's amazing. omtrent R600,000 se teels nou op hierdie stadium in hierdie. Dis 'n magdom eislike stuk werk hierdie. Maar hier is ongelooflik baie detail aan ons en ons gaan nie tyd hê om hierdie hele gang nog te kan verduidelik hoe die mense moet self kom kyk. Maar jy kan my asseblief net 'n bietjie inlig nog oor die seekant van die tonnel. Wat is aan die kant? Hoe het julle by hom uitgekom? Wel, ons begin aan daai kant daar so by die strand met al die diertjies op die strand en dan gaan dit al hoe dieper in die see in tot by die diepste deel van die see waar die visse hulle eie lig maak. En net so vir die fun het ons op kinderhoogte Nemo's weggesteek. Daar's 'n stuk of 70 van hulle. Nemo's, ou. En dit hou kinders vir ure lank besig Hulle as moet nou almal kry. Hulle moet 7 En is daar 'n kaartjie wat hulle moet invul as Ons sal hulle gesien het uiteindelik- julle moet hom doen. Hou die kinders vir ewig besig. Hoe lank is julle al besig aan die ding? Ons nou so 2,5 jaar besig met dit. Maar dit is 'n hele groep mense wat dit doen. Dis nie een of twee mense nie. So 'n klomp vrywilligers. Ons teeltjies word aangekoop met borskappe, die arbeid is verniet om die regte kwaliteit te handhaaf. Dis nie net 'n ou wat kom teeltjies Nee. Hierso is Mardien. Sy is getroud met die grouter, die ou wat al die grout tussen die teels moet inwerk en Ja. sy doen verskriklik baie werk hier. Alles verniet, so jy moet nie nog vir haar ekstra werk gee nie. Hierdie is Annemie, ek is getroud met haar. Ek is gelukkig genoeg om getroud te wees met haar. Maar gelukkig doen sy baie werk in die tonnel. Want as hierdie kwaliteit by die huis moet gebeur, dan sal ek nooit kan slaap nie. Maar verskriklik dankie vir jou tyd vandag en ek moet vir jou sê dit was nou vir my nogal 'n taamlike voorreg om uiteindelik te kom hoor wat presies gaan aan hierso. En daar's soveel detail en soveel stories in hierdie 4 mure ingesit. So asseblief as jy ooit in die Mosselbaai area is, kom kuier hier by die tonnel in Pinnacle Point. Dis regtig die moeite werd. Tot 'n volgende keer. Totsiens.